Vandag is donderdag 2 Julie. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in Koninkrykstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan vertoef is in Matteus 10 en ons gaan lees uit die 1983 vertaling. Maar voor ons die gedeelte gaan saam lees, wil ek jou graag nooi om in hierdie oomblik die kers aan te steek en intentioneel in God se teenwoordigheid te kom rus. Haal 'n paar keer lekker diep asem. En met elke asemteug wil ek jou nooi om jouself te herinner daaraan dat die lewende Here in jou tuis is. En soos wat jy uitblaas, bring al die gedagtes en al die emosies wat in hierdie oomblik voor by jou is, een vir een in die Here se teenwoordigheid. Herhaal dit totdat jy rustig raak en bewus is van die Here se teenwoordigheid in hierdie oomblik by jou. Ons is tans in die gemeente besig met 'n reeks uit Matteus en die afgelope Sondag se fokusteks was Matteus 10 vers 26 tot 31. Moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar's niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê. En wat in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af uit basyn. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Is 2 mossies nie vir 1 sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Wat is dit wat jou veral raak in die aanhoor van die teksgedeelte vandag? Matteus 10 staan bekend as Jesus se sendingrede. Ons lees in die eerste gedeeltes vers 1 tot 4 dat Jesus sy 12 disippels roep. En dan van vers 5 tot 15 lees ons stuur hy hulle uit om die koninkryk van God te kan verkondig. Maar dan waarsku hy hulle van vers 16 tot 25 dat die verkondiging van die evangelie nie sonder teenstand sal wees nie, dat dit nie maklik gaan wees nie. En dan kom die kern van die bemoediging aan sy disippels in die gedeelte wat ons nou saam gelees het, van vers 26 tot 31. Bemoediging te midde die vervolging. En die gedeelte word nogal gekenmerk deur die woorde wat 3 keer in vers 26, 28 en 31 herhaal word. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie.
moenie bang wees nie. Die disippels word eintlik voorberei op die realiteit dat getrouheid aan Christus, wanneer mens die evangelie van Christus leef, dat sosiale uitsluiting en verwerping en selfs vervolging deel van jou lewe kan wees. Maar die kern vir my, wat vir my uitgestaan het in die gedeelte, is vers 27, waar daar staan, wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê. En wat in julle ore gefluister word, moet julle van die dakke af uitbasyn. Het is asof Jesus hier vir sy disippels en Matteus vir sy hoorders wil sê, julle moet met vrymoedigheid die evangelie gaan leef. Nie omdat die wêreld veilig is nie, maar omdat God getrou is. Ek het baie daaroor nagedink en besef dat in die verskillende tye en eras van die lewe mense om verskeie redes gesukkel het om met vrymoedigheid die evangelie te leef. Daar was vrees vir verwerping, vrees vir vervolging, vrees vir uitsluiting, intellektuele verwerping, kulturele marginalisering, alles redes dat wanneer mense met vrymoedigheid die evangelie geleef het, dit kon gebeur. En daarom die vraag, hoe vrymoedig leef ek en jy die evangelie? En wat is die stemme wat dikwels bepaal hoe ek leef? En daarom wil ek jou nooi om vandag vir 'n oomblik hier by stil te staan. Hoe vrymoedig leef jy die waarheid van die evangelie? En watter stemme bepaal hoe jy leef? Dis juis in hierdie aspek wat die sleutelvers van vers 27 vir my uitstaan. Die sleutel om met vrymoedigheid jou geloof te leef, lê juis hierin. Die beweging waarvan ons lees is 'n beweging van donker na lig, van fluistering na uitbasyn op die dakke. Matteus help ons om te verstaan, die evangelie beweeg altyd van binne na buite, van die hart na my lewe. God kom fluister sy waarheid in die stilte, in die donker, soms in die privaatheid van ons verhouding met hom, sodat ons dit met vrymoedigheid in die lig en in die openbare lewe kan uitleef. So die doel van sy fluistering is nie geheimhouding nie. Ons fluister mos dikwels vir mekaar goed, sodat ander dit nie moet hoor nie. Maar die doel van Jesus se fluistering is een van persoonlike oortuiging. Hy kom sê dit sodat ons dit moet hoor en sodat ons dit kan gaan uitleef. Dit is vir my so mooi om te besef dat hierdie fluistering van God in ons oor 'n fluistering is van nabyheid en intimiteit en persoonlike kommunikasie. Die Here kommunikeer sy roeping, sy genade, sy liefde, sy troos, sy versorging in ons lewens so persoonlik. En in 'n wêreld waar daar geraas is God se stem dikwels nie een wat
oor 'n luidspreker hoorbaar is nie, maar juis in die stille fluistering van ons lewe. En daarom vandag die vraag vir my en jou: wat is God se fluisterende stem op die stadium van ons lewens vir ons, vir elkeen van ons persoonlik? Dink vir 'n oomblik hieroor na. Moeder Teresa skryf op 'n stadium, dan sê sy: "The fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. And the fruit of love is service." Hoor julle die patroon? God wat fluister in die stilte, in ons harte. Maar dit bly nooit binne nie. Dit word altyd uitgeleef in die wêreld daar buite. En daarom die vraag vir my, wat Matteus 10 vra, is: wie se stem dra die meeste gewig in my lewe? Die stem van die skare is daar buite, die stem van die kultuur, van die dag, van die magshebber, of die fluisterstem van God, wat my elke dag se lewe rig? Wat beteken die vandag vir jou? Here, ek wil vandag stil word en op U wag. Ek wil stil word, sodat ek tussen die talle stemme in die lewe in my en om my U fluisterstem kan erken. Gee my die genade om dit te hoor en gee my die genade om daarop te reageer. Amen.